gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle liefhet. Moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle disippels van God is. Dit is regtig nou een van daai winters dae waar die wind so lekker waai. En ek sit rustig hierbo en ek gaan so kort ietsie met jou deel rondom hierdie week se eredienste. En hierdie week doen ons Romeine 12, baie bekende gedeelte waar Paulus so ietsie verklap van ons gedagtes en die belangrikheid van ons gedagtegang. So baie welkom as jy nuut is by ons. My naam is Dion en jy's ingeskakel by Helderberg Gemeente hier in Somerset Wes. Ons is 'n baie lekker gemeenskap. So as jy ooit by ons 'n draai wil kom maak, dan sien ons uit om jou ook te sien. Aan al ons regulars, baie welkom. Dit is ons lekker dat jy saam met ons is. Kom ons vat so 'n oomblik aan bid ons saam. Here God, baie dankie dat U voor ons uitstap. Dankie dat ons hierdie paar oomblikke kan vat om ook U in ons wêreld raak te sien. Om vir so 'n oomblik net stil te staan, Here, by die vernuwing van ons gedagtes. Ek wil bid, Here, dat U ons sal omvou. En dat U met elkeen sal wees wat na hierdie uitsending kyk. Maak ons rustig, maak ons vol van U, sodat ons gedagtes op U kan rig. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, miskien het jy soos ek ook filosofie op universiteit gehad, dan sal jy 'n man met die naam René Descartes miskien al raak geloop het of van hom gelees het. Hy's 'n baie bekende filosoof en hy's bekend vir die een sêding wat gaan I think, therefore I am. Wat hy basies eintlik maar net sê is, hy sê, omdat ek die vermoë het om te dink, omdat ek dit het, bestaan ek. Nou, ek het eendag so 'n snaakse fotootjie gesien van René Descartes, wat dan nou met sulke groot oë sit, toe hy besef, maar sommige mense dink nie, en hulle bestaan nog steeds. Ek dink jy sal met my saamstem. Ek het net nou die dag, toe staan ons in so 'n lang koffiery, en dan kom so ou, en hy druk voor almal in, en ek vra vir hom, maar, het jy 'n koffie noodgeval, of wat gaan aan? En hy sê toe net, sorry, ek het nie gedink nie. So, dit was nie vir my altyd so 'n goeie sêding, wat hulle vir ons op universiteit geleer het. Daar's wel 'n ander sêding van René Descartes wat vir my meer sin gemaak het. En dit is toe hy gesê het, it is not enough to have a good mind. The main thing is to use it well. En ek het al so ietsie daarvan ook in 'n ander erediens gesê. Dis belangrik dat ek en jy ons gedagtes gebruik. Dis een ding om 'n goeie, gesonde verstand te hê, maar dis 'n ander ding om dit te gebruik. Die vraag is, hoe moet ek en jy ons gedagtes dan nou gebruik as ons gekonfronteer word met 'n baie komplekse wêreld? 'n Wêreld waar, ek wil amper sê, ek dink nie ons was al ooit in ons geskiedenis van die mensdom gekonfronteer met sulke moeilike en uitdagende vraagstukke nie. Ek dink jy sal met my saamstem dat dit waar is vir ons almal. En dat die antwoorde wat nodig is in hierdie komplekse wêreld baie moeiliker is as wat dit al ooit was. Ons moet skerp bly. Maar miskien is die belangrikste ding dat ek en jy erken dat dit nie altyd so maklik is nie. Net in hierdie week was dit so snaaks, toe 'n paartjie wat my kom sien het, op pad na my toe sê hulle, toe hulle nou by my is, toe sê hulle op pad na my toe, het hulle vir mekaar gesê, maar wat het ons gedink om mekaar te kies? En net so goed, vir ons almal bereik ons iewers 'n gedagtegang, wat ons bepaal op 'n soort van 'n konklusie wat ons maak, en ons moet hierdie twee goed van mekaar skei. Ons maak sekere konklusies op grond van 'n gedagtegang wat ons volg, 'n gedagtegang wat miskien nie so gesond is nie. Maar miskien is dit belangrik dat ek en jy so 'n klein bietjie in verwondering kom oor die een wat ons geskep het. Miskien is dit belangrik dat ek en jy so 'n bietjie gaan sit en dink, maar waar kom ons gedagtes vandaan? Wie is die een wat hierdie brein, hierdie geskenk aan ons gegee is? En miskien is dit nodig dat ek en jy so 'n bietjie in verwondering kom oor die Here, die een wat geskep het, die een wat, hy is die enigste ene wat oor die vermoë beskik om te kan skep, en hy het hierdie brein wat ek en jy het,
vir ons gegee. En dit is soos 'n goeie vriend van my wat 'n chirurg is, en soos hy altyd sê, ek maak net mense reg, maar God is die een wat geskep het, hy is die een. Sien, as ons dink aan die skepingsmoment van die mens, dan is dit dan nou ook so, dat daar net een is wat kan skep. Daar is net 'n enkele een wat kan skep, hy is die enigste ene wat kan skep, hy is die enigste ene wat 'n huwelik kan skep, hy is die enigste een wat 'n verhouding tussen 'n ouer en hulle kind kan skep, hy is die enigste ene wat van 'n gebroke hart 'n nuwe hart kan maak, hy is die enigste een wat van 'n vasgedraaide gedagtegang iets nuuts kan maak. Daar is net een en dit is die Here. So miskien is dit nodig dat jy so 'n bietjie in verwondering kom oor wie God is en wat hy kan doen. Sien, die wonderlike ding van jou is dat jy geskep is volgens sy bloudruk. Miskien het jy nodig om vandag te hoor dat die Here jou 100% uniek geskep het. Presies soos wat jy is, met al jou gedagtes, 100% uniek. Daar is nie 'n ander een soos jy nie. Die Here het jou presies geskep soos wat hy jou wil gehad het. Met jou gedagtes en al jou dinge en presies soos wat jy lyk, hy het jou presies geskep soos wat hy jou wou geskep het. En die wonder daarvan is dat daar is 'n stukkie van God in elkeen van ons. Ons is geskep volgens die bloudruk van die Here. Daar's nie een dag wat jy nie rondloop met presies dit wat God vir jou wou gegee het nie. Daar's 'n stukkie van God in elkeen van ons. As ons vir so 'n oomblik bietjie kyk na die brein en die kompleksiteit wat daarmee gepaard gaan, dan is dit Marion Diamond, wie se navorsing eintlik maar die fondasie was van neurologiese ontdekking van neuroplastisiteit, wat sy een keer gesê het oor die brein het my nogals verbaas. Sy sê, the human brain is the most complex mass of protoplasm on Earth, perhaps even in our galaxy. Dit is die mees komplekste gedeelte van die menslike liggaam, miskien nog oor alles wat gemaak is. Nogals indrukwekkende woorde om te uiter. Sien, hierdie geskenk wat ek en jy, wat vir ons gegee is, dra die potensiaal, oneindige potensiaal. Jou gedagte gaan bepaal jou lewe, dit bepaal jou reaksie, dit bepaal hoe jy agter Jesus aanloop, dit bepaal hoe jy jouself as disipel van Jesus oriënteer. Hierdie klein stukkie massa wat vir jou gegee is in die vorm van 'n brein, weeg maar 1,4 kilogram. Jou brein is maar 'n klein gedeelte, dis ekwivalent aan 23 tot 25 watt se energie. Nou, net gou om in verwondering te kom oor God se handewerk, is as ons rekenaars moes vat, om alles te doen wat jy in 'n 12 ure dag doen, dan sou dit 40 miljoen keer meer energie nodig gehad het om presies te doen wat jy doen. So daar gebeur iets hier tussen jou linker en jou regter oor. Dit is die navorsing van Piers Howard wat reken dat ek en jy wat die gemiddelde persoon, miskien is jy nie gemiddeld nie, ek is baie gemiddeld, maar miskien is jy nie gemiddeld nie, maar die gemiddelde persoon het so 2x8 maal 10 tot die mag 20 spasies waarbinne jy inligting kan stoor. Nou net om jou idee te gee hoe baie dit is. Dit is omtrent 100 miljoen boeke van 1000 blaaie elk, wat jy kan herroep woord vir woord. So ek en jy moet vir mekaar sê dat ek en jy oor 'n ongelooflike hoeveelheid potensiaal beskik, dit wat God vir ons gegee het, en as jy dit hoor, dan behoort jy nou eintlik skaam te voel as jy iemand se naam nie kan onthou nie, of iemand se telefoonnommer onthou nie. Dit moet ons so 'n bietjie in refleksie plaas. Maar God het vir my en jou hierdie kreatiewe kragbron gegee. Hierdie kragbron wat ons vandag weet is vormbaar en skuifbaar en dit kan groei. En die ontwerp van die brein is om te groei en te ontwikkel en te skuif in verskillende rigtings. Dis soos ek nou al menigte kere vertel het van die oom
wat na my toe gekom het na erediens. Toe sê hy vir my, ek gaan nie meer kerk toe kom nie, want ek kom agter, julle wil my net verander. Sien, wanneer Paulus skryf daar in Romeine 12, dan doen hy 'n oproep op my en jou, om ons gedagtegang en onsself skuifbaar te verklaar voor die Here. Hy spreek eintlik homself so klein bietjie teen mense wat sê ek is gemaak en so gelaat staan. Asof jou brein en jou gedagtegang nou in sement gegiet is en dinge kan nie regtig skuif nie. Sien, ek en jy weet dat ons brein gemaak is en geskep is om te skuif, rekbaar, plasties, groei, verander, aanpas in verskillende situasies. En ek glo dat dit is wat nodig is om 'n disipel te wees in 2026. Sien, Paulus was lank voor sy tyd, toe hy daar in Romeine 12 skryf dat julle moet julle gedagtes deur Christus laat vernuwe. Jy moet konstant aan die groei wees. Jy moet konstant jou gedagtes meet teenoor dit wat God wil doen. Sien, dis die uitdaging wat ek en jy het, is dat ons gedagtes in Christus se rigting lewenslank sal groei. Dan sal die wêreld verander, dan sal julle diensbaarheid verander, dan sal die manier hoe jy agter Jesus aanstap totaal en al anders lyk. Die uitdaging om onsself in Christus se gedagtegang te plaas, om te sê, maar Here, ek het nodig dat my gedagtes in jou rigting beweeg. Paulus was lank voor sy tyd. As gelowiges in 'n komplekse wêreld, moet ek en jy weet dat ons geroep word om ons gedagtes te verander, om ons gedagtes te vernuwe, om oop en skuifbaar en kreatief te dink oor ons lewens. Om te sê, maar luister, hier is 'n klomp dinge wat nodig is om te skuif, hier is 'n klomp dinge wat ek nodig het om aan te dink. Sien, die koninkryk van die Here het oumas en oupas en paas en maas en kinders en dogters en seuns nodig, wat hulle gedagtegang in Christus se rigting druk, sodat ons ander soort getuies kan wees vir 'n gebroke wêreld. Dit is Paulus wat skryf in Korintiërs, skryf hy die volgende, en hy waarsku ons en hy sê, maar hier in Korintiërs 2 vers 10, skryf hy die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig is. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Hoor wat sê Paulus? Paulus waarsku ons dat hierdie nuwe manier van dink, nuwe manier van doen, nuwe manier van voel, beteken om ons gedagtes in Christus se rigting te plaas en toe te laat dat die Here ons skuiwe. Ek wonder nogals hoe die wêreld en hoe die kerk sal lyk as gelowiges hulle gedagtes aan Christus begin toets. Sien, daar lê vir ons hierdie groot ontdekking in ons huwelike, in ons verhoudings, in ons verhouding met die Here, in ons verhouding aan onsself, wanneer ons gedagtes aan Christus toets. Hoeveel mense vandag sukkel om hulle self lief te hê? Hoeveel mense sukkel met hulle huwelik? Hoeveel mense sukkel met hulle verhouding met hulle kinders? Hoeveel mense sukkel met 'n stuk verlies wat hulle miskien iewers in hulle lewe beleef het, om dit aan Christus te wend en te sê, maar maak julle gedagtes, openbaar julle gedagtes aan Christus en toets dit deur wie hy is. Sien, ek het 'n vermoede dat die wêreld aansienlik anders sal lyk. Ek het 'n vermoede dat die wêreld baie meer kreatief sal wees en dat die kerk homself meer kreatief sal oriënteer rondom die manier hoe ons agter Jesus aanloop. Ek wil vir jou vra om jou gedagtes aan Christus te toets, om jou gedagtes aan Christus te openbaar. Daar's vele kere in die Bybel, ek dink sommer aan Handelinge 10, waar Petrus vasgedra is in sy eie gedagtes en dan kom God en sê, maar Petrus, ek het nodig dat jy jouself losdraai rondom hierdie een bepaalde gedagte. Dis soos Eksodus 4, waar die Israeliete word bevry uit Egipte en dan wanneer hulle uiteindelik vry is, dan sê hulle, maar hierdie is sleg, ons wil eintlik maar net teruggaan. Watter deel van jou lewe het nodig om losgedraai te wees in Christus? Watter deel van jou het nodig om 'n vernuwing te hê in die manier hoe jy daaroor dink? In jou huwelik, in jou huis, in jou werk. Miskien is daar 'n nuwe gedagtegang
wat God vir jou wil gee om 'n nuwe lewe en 'n nuwe soort disipel vir sy koninkryk te wen. Mag die vernuwing van jou gedagtes vir jou en jou gestuurdheid in Christus 'n nuwe wêreld oopmaak. Mag daar idees tot stand kom wat jou verstand te bowe gaan dink kreatief hoe die Here jou gedagtes wil nuut maak. Jy is geskep om te skryf. Jy is geskep om te groei. Jou gedagtes het nodig om in Christus se rigting te beweeg. Ek bid dit oor jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Tot ons mekaar weer sien. Dankie dat jy ingeskakel het. Mag die Here vir jou uitstap. Totsiens.